opvallend dat die Heilige Gees reg aan die begin van die Bybel genoem word. Lees daar die Gees van God het gesweef oor die waters en daar waar die Gees van God gekom het, daar het orde gekom, daar het skoonheid gekom, daar het dinge gekom wat mooi is. En dan lees ons dwars deur die Bybel, lees ons van die werking van die Heilige Gees. In besonder, waar dit in mense se harte werk, waar dit in mense werk en hulle verander, waar dit in mense werk en hulle nader aan die Here se woord bring, en waar die woord begin waarheid word in hulle lewe, die ongelooflike, fantastiese werk van die Heilige Gees. En dan lees ons in Johannes 3, dat die Here Jesus self, dat hy die Heilige Gees met die wind in verband bring. En natuurlik die woord in Hebreëus vir Heilige Gees, Ruach, dit is ook dieselfde woord vir wind, dat die Here daardie wind wat mense ervaar elke dag in hulle lewe, wat 'n mens ervaar oral in die natuur, 'n baie belangrike komponent van dit wat alles wat die aarde aan die gang hou en wat die reën bring en wat die seisoene bring en wat die veranderinge bring, dat daardie wind, sê die Here Jesus Christus, kan nie deur mens beheer word nie. Dit kan nie voorspel word nie. Waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan, sê die Here Jesus, kan ons nie beheer nie. Maar ons is ontsaglik dankbaar daarvoor. Ontsaglik dankbaar daarvoor. Ons belydenis sê, die Heilige Gees is 'n krag van God. 'n Krag van God. En ons sien dit natuurlik ook vandag, daar waar windkrag aangewend word en gebruik word, alles tot die mense nut. So wanneer ons in die Heilige Gees dink, is dit tog belangrik dat ons sal besef dat ons nie net met iets onpersoonlik te doen het nie. Die Heilige Gees is ook 'n persoon wat ons kan bedroef. 'n persoon wat voorgelieg kan word, soos ons in die boek Handelinge lees. So wanneer ons van die Heilige Gees praat, dan praat ons met dieselfde heilige ontsag as wat ons van God die Vader praat en die Here Jesus Christus self.